Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons almal ken vir Albert Bredenham as Albert en Natasha Ras se skreeusnaakse sosiale media video's. Maar toe Albert se paaie kruis met 'n dwelmverslaafde op straat genaamd Jaco Niemand, het albei se lewens 'n onverwagse draai geneem. Dis 'n storie wat ons almal op sosiale media gevolg het en vandag het ons vir hulle hier om vir ons die volle storie te vertel. Goeiemôre, Good Morning Albert en Jaco, welkom hier by ons. Môre, dankie. Die video is nou al miljoene keer gekyk, maar vir die mense wat nou nog nie julle storie ken nie, vertel van daai dag toe jy vir Jaco ontmoet het. Ek dink dit was soos enige ander dag. Ek het gestop, vir Jaco gesien, venster oopgedraai en uitgevind wie is Jaco en hoekom is hy op straat. En toe sy mond oop gaan, toe besef ek dis meer agter hierdie man. Hy hoort nie op straat nie. Hy het alweer vir my gejok daaraan. En ek het sleg geslaap, die volgende oggend ek terug, gevat vir koffie en toe die video gemaak. En die doel van die video was gewees om vir almal bewus te maak dat die ouens op straat is mense. Daar's stories, drome. Daar's 'n regte mens wat daar staan. En dit is actually al wat ek wou bereik op daai stadium. Ek het nie geweet van rehabs en al die fancy goed nie. Jaco, maar net om dit bietjie terug te vat. Net so in kort, wat is jou storie? Hoe het jy op straat beland? Klomp goed. Ek het baie seer gekry en klomp goed suppress en dit was basies ek het begin dwelms gebruik om nie met die emosies te deel nie. Ek dink nie ons mans het regtig geleer om met emosie te deel nie. So ek het dit altyd net suppress met dwelms en eventually op straat geëindig want ek bedoel jy kry nooit genoeg nie. So eventually verkoop jy alles en dan eindig jy maar op straat. Op 'n smeltjie ou se voorland wat in hy speletjie is. En as jy op daai plek is, kry jy ooit dink jy, hoe het ek hier gekom? Kan ek myself weer jy terugkry? Yes, jy verloor nie jou mens wees nie. Dis nog steeds daar. So een ding wat my baie geplaat het, is my gewete. En hoe meer my gewete my geplaat, hoe meer het ek begin gebruik. Ja, so teen die einde wat Albert my ontmoet het, het ek so baie gebruik dat ek basies sou doodgaan. Ja, so dis amper soos 'n bose kringloop die hele tyd. En hy raak erger. Hy raak nie beter nie. So Albert het nou gepraat van rehabilitasie. Wat was die pad wat jy toe by die rehab uitgekry het? Ek moes eerstens oor myself kom. Ek moes besef ek kan dit nie alleen doen nie. En ek moes moeg raak vir myself, vir my eie slimheid, my eie arrogantheid, my eie ek moes dit basies neerlê en weer opstaan. Ja, dis Albert, en jy het net ek meen ek ken jou ook nou al 'n rukkie en jy hou regtig daarvan om uit te reik na mense toe. Hawelose mense of omdat jy nuuskierig is oor hulle storie. Die volgende dag wat het jy laat besluit om sê nee, wat hier is baie meer. Ek wil hierdie man help. Hoe gaan ek hom help? Wat kan ek doen? Ek dink ek het meer gehou van koffie op daai stadium. Ek het gehoop as ek weer by die straat kom, sal hy daar wees. En hy was wragtig toe weer daar. Ek het hom in die kar gelaai, ons gaan koffie drink en vir hom gesê ons gaan nou rehab toe. Intussen het ek hierdie nag al uitgevind waar is al die goed. Ek dink is die volgende dag gewees. Ja, dis volgende oggend. En ek was net gefassineer met wie Jaco is. En op daai stadium het mense gesien in die video het hy niks gehad nie. Nie skoene nie, niks. Hy het letterlik alles verkoop. En ek wou uitgevind wie is Jaco. Jaco, en is dit iets wat normaalweg gebeur of was dit nou ekstra vreemd met Albert wat half opdringerig was om te sê nee maar kom, klim saam met my in die kar en ons gaan hier, was jy nie maar 'n bietjie getwyfel ook daaroor? Obvious, jy twyfel altyd. Ek bedoel daar is mense wat jou help so van tyd tot tyd. Ek moet sê die Albert se timing was 100% reg. Want teen daai tyd het ek besef as ek aanhou gaan ek doodgaan. Ek dink ek het 2 maande oor gehad basically, want ek het net te veel begin gebruik. En die groot ding wat gemaak het, ek wil hy het my nie nodig gehad om te oortuig nie. Ek was so moeg en so gereed vir verandering daai oomblik dat ek het die kans aangegryp en ek bedoel ons het nog daai oggend die oggend toe my optel te vra te sê ek vir hom nee, ek kan nie ry nie. Ek moet nog eers gebruik. Ek gaan dit nie maak. Ja. So en hy het verstaan en hy het my geld gegee en ons het gery rehab toe en die journey het begin. Ek wil eintlik vir jou vra, jy sê jy het niks gehad nie, maar jy kon elke dag gebruik. Sure. Hoe het jy op dat punt gekom waar jy genoeg gehad het om vir jou dwelmmiddel te kry? Al het jy nie kos nie, al het jy nie skoene nie, maar daai dwelmmiddel het jy elke dag. Dit is 'n baie vieslike ding, wel dit wat ek gebruik het. Ek bedoel jou lifespan op dit of op straat basis is 3 ure as jy dit gebruik. En
So jou hele denkwyse verander. Jy lewe net vir dit en jy lewe net vir die volgende fiks wat 3 ure weg is. Want as jy nou gebruik, het jy 3 ure totdat jy begin onttrek. So jy dink nie aan kos nie. Ek het myself gevind 4 dae laas geëet. En ek kry kos, maar ek verkoop dit. En elke 3 ure kos hoeveel? R250. En as jy 10 keer 'n dag doen, kyk as myself die wiskunde doen. Maar was dit nie ook vir jou 'n groot vraag nie, Albert? Ek meen, hoe kry die ouens dit reg? Wel, Is dit ek nie kan R10 wel- wat hy hier helemaal- gee of R20 gee? Wat is Ja, dit? ja. Wel, R2.500 'n dag het hy gemaak. Maar hy het letterlik alles verkoop. So as jy vir hom 'n warm baadjie gee, het hy dit verkoop. Hy het al meer oor die 100 KY baadjies verkoop. As mense vir hom kos gee, dan verkoop hy die burger vir R30. Sy warms kry R40. Ja. Hy's net oor appels blykbaar. Maar ek Nog dink appels gekry. al. Baie. daar was so baie gepraat oor sy lewe op straat. En ons is besig om 'n boek te skryf en ons sal alles daar vertel. Ja. Ek dink dis die lewe na rehab Ja. Ja, wat die- dis waar ons wil uitkom. wat die oorbegin, wat die moeilike gedeelte is. Hoe was daai proses saam met Jaco vir jou? Om te sien hoe hy verander, hoe hy weer Jaco word. Want jy lyk soos 'n ander Ja. mens. Ek wil dit net sê, dit is nou 'n Dankie. bietjie oppervlakkig, Ja, maar baie. fisies lyk jy heeltemal anders. Ek voel heeltemal anders. As ek in die oggend opstaan myself in die spieël kyk, ek sien nie die ou op die eerste video nie. Ek Wonderlik. sien dit nie meer nie. En dit moes gebeur. Ek moes basies oorbegin. Dit het regtig gevoel of ek weer gebore was. Regtig. En ek sien nie myself, ek identifiseer glad nie myself as dit wat op die eerste video is nie. Ja. So dit het jy sê dat ek lyk soos 'n ander mens, ek voel soos 'n ander mens. Albert, hoe was daai journey? Hoe baie moes jy ondersteun? Wat moes jy meer van jou kant af doen? Want ek is seker dit was nie net van jy laai hom af by die rehab Nee. en hy moet sy ding doen nie. Ek dink om iemand deur rehab te sit is baie maklik. Die publiek het gehelp. Ons gooi net geld en ons hoop Jaco kom aan die kant uit. En hy het 20 kg ekstra uitgekom daar. Lekker pap geëet. Lekker, maar nie appels nie. Ja, was nie. Maar die dag toe ons daar uitry toe kom gaan haal dit weer, toe besef ons maar Jaco het nou niks. Jaco het nie 'n selfoon nie, Jaco het nie 'n kar nie, Jaco het nie klere nie, Jaco het nie skoene nie, Jaco het nie 'n bed nie, hy het nie beddegoed nie. En daai ondersteuning is belangrik vir enigiemand wat weer uit rehab uitkom op, Ja. nê? Want nou is jou fisiese en jou psigiese is nou Ek dink en ek kan dit reguit sê, as enigiemand uit rehab uitkom in Jaco se geval en daar is nie support nie. val hulle weer. Emosioneel, finansiëel, Dit maak nie. vriende, Ja, Dan is jy al terug op gemeenskaplik. straat. Ja. Ja, nee, verseker. it takes a village. Ja. Ja. To fix something like this. Met toegang tot 'n dokter, toegang tot 'n sielkundige, toegang tot 'n kerk, toegang tot 'n selgroep, toegang tot vriende. Jaco kan sien hy wil net golf speel. Jaco wil net golf speel. Ja. En Maar toe word julle vriende, uiteraard seker maar ook. ja, saam met. Nou braai ons Dis saam. eintlik nou 'n nice ou. Dankie. Nou drink ek nie eens meer nie, Pieter. Ek het nou opgehou drink ook. Wys jy nou net inspirasie wat hy Ja, so Jaco het nie net my lewe verander nie. Ek glo ons het mekaar se lewe verander. Seker. En ons wil die storie van hoop vorentoe vat. En gaan ons nog mense help? Yes, ek wens ek het meer tyd gehad, want dit vat net so ongelooflik baie tyd. Ja. Maar ek wil vir jou vra, Jaco, het jy van tevore probeer ophou? Het jy van tevore by 'n rehab of nog 'n Albert so Good Samaritan uitgekom en toe net it didn't stick? Ja, daar was, kyk, ek gaan eerlik wees, dis die 7de keer wat ek probeer. Sure. Ek het vorige keer 6 keer geval. Ek was al in 'n jaarprogram ook gewees, dat ek die program klaar gemaak het, maar daar het ek vir 10 dae uitgegaan op 'n klein vakansietjie en ek het dadelik weer gebruik. En teen die tyd wat ek teruggekom het, het ek weer skoon getoets. So ek was skoon volgens die rehab, maar volgens my was ek nie skoon nie. Ja. So Wat maak hierdie keer anders, Jaco? hierdie keer doen ek dit nie self nie. Daar's Antwoord. ek moes dit oorgee. Ek bedoel, dis moeilik. Kyk, nie almal glo nie. Ek glo, maar as jy glo in bome, gaan word 'n tree hugger en gee dit oor aan 'n boom, verstaan? Ja. Gee dit oor aan iets, want jy moet op daai punt kom dat jy besef jy kan dit nie self doen nie. Want ek het dit 6 keer probeer self doen. Dan bly ek vir 'n jaar skoon, miskien 2 jaar skoon, dan val ek net weer. Want ek deel nie met die issues wat veroorsaak dat ek Ja. dit heeltyd wil suppress nie. En dit is die groot ding. Ek het die eerste keer wat dit nou actually werk is ek het my issues gaan face en ek het vrede gaan maak.
dan kan ek aanbeweeg. En dis nie nodig om die emosies heeltyd te suppress dan nie, want dis actually wat gebeur die hele tyd. En dis hoekom jy maar vasval in addiction. Jy suppress wat jy voel. Ons het nie baie tyd Nee, oor nie, maar ek wil vir jou vra, die mense wat jy voor moes gaan jammer sê, hoe moeilik was daai stap van die proses? Dis seker een van die moeilikste stappe en dis ook een van die eerste stappe wat jy moet doen. Ja. Want ja, die groot ding is, jy doen dit nie, as jy mense gaan jammer sê, jy doen dit nie vir hulle nie. Ja. Jy doen dit vir jouself. Want jy besef, jy het hulle seer gemaak. As jy in addiction is, dink jy nie eers aan nie. So jy kop dit nie. Maar as jy begin skoonkom en jy begin nigter dink, dan besef jy, shit, ek het daai een soveel seer. Ek wil my moeilikste was seker my tweeling Boetie gewees, want hy het maandeliks, hy bly in Tabazimbi, hy het maandeliks deurgery Pretoria toe, met my kom sit en huil en sê, Jakob, ons het 3 app vir jou gekry, ons is reg, jy klim net in die bakkie en gaan. Sê ek vir hom, luister, ek is nie reg nie, ek gaan net jou geld mors. Dit is... Luister, tyd het uitgehardloop. Ons kan obviously soveel meer gesels, maar Jakob, baie dankie. Albert, dankie dat jy jou hand uitgereik het en ek kan sien, hierdie is vir julle net so emosioneel so wat dit vir ons is om te kan sien dat maak nie saak in die donkerste gat wat hy is nie. As iemand bereid is om te help, dan kan 'n ou weer die son sien skyn. Albert, hats off to you. Met 10 sekondes skryf vir jou steeds baie trots op jou op TV. Baie dankie. Ja, ons is almal trots op jou. Baie En op beide van julle. Dankie dat jy dit tyd gemaak het vir ons hiervoor. As jy dalk hierdie onderhoud gemis het, dit gaan op ons sosiale media wees by Goeiemôre, Good Morning. Dis ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna hou ons 'n drumming circle saam met klitsgras. So dit gaan baie lekker wees. Bly net waar jy is.